Ek lees hierdie wyse woorde eendag raak wat sê, 'n swaard sonder 'n slypsteen is vinnig nutteloos. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. So aan die begin van 'n nuwe week is dit vir my 'n voorreg om jou te groet vanmôre. Dankie dat jy ingeskakel het. En kom ons begin hierdie week, kom ons skop hierdie week af met 'n gedagte wat sê, hoe bly ek nuttig? Hoe bly ek nuttig? Nou ek herhaal gou vir jou my inleidende stelling wat jy al gehoor het. 'n Swaard sonder 'n slypsteen is vinnig nutteloos. Jy weet, 'n swaard se volle en langdurige funksionaliteit berus by die slypsteen. Verwerp hy die slypsteen, verloor hy sy impak. En na elke geveg vat die vegter sy swaard na die slypsteen, want die swaard word stomp soos die geveg homself mos nou uitwoed, né? En my vraag is eenvoudig, hoe bly ek nuttig? En ek dink jy kry die draad van hierdie gedagte. Jy weet, die disippels se sukses en hulle funksionaliteit het gekom van en het berus by hulle slypsteen, Jesus Christus. Hoeveel kere het Jesus met sy disippels alleen gaan sit en daar het hy hulle geleer en vermaan en toegerus. Daardie elemente was die slypproses in hulle lewe. Want jy sien, hulle moes funksioneel gewees het in die koninkryk van God. Hulle moes funksioneel gewees het in hulle geloofstryd, soos wat ek en jy ook in 'n geloofstryd is. Was dit nie vir die slypsteen, het hulle funksionaliteit laat afneem, né? En wanneer Jesus hulle geslyp het, ek glo op daardie stadium net gedeeltelik, dan stuur Jesus hulle na die gevegsfront van byvoorbeeld siektes en demone en die evangelie verkondiging toe, en om mense te beraad en om mense terug te bring in hulle verhouding met God toe. En wanneer hulle teruggekom het, was die getuienis met vreugde. Ons was suksesvol. En in hulle sukses het Jesus die slypsteen gevat en hulle trots, né? Dit wat die swaard stomp maak, het hy afgewerk en vir hulle gesê, moenie julle eers verbly dat die duiwels hulle onderdanig maak aan julle nie. Wees eerder bly dat julle name in die boek van die lewe geskryf staan. Die slypsteen, Jesus, het hulle prioriteite reg gekry. Ander kere was hulle onsuksesvol. Hulle kon byvoorbeeld nie die duiwels uitdryf nie. Dan het die slypsteen Jesus hulle gevat en skerp gemaak deur vas en gebed vir hulle in te boesem. Petrus was meer as een keer op die slypsteen gewees, as jy mooi daaroor gaan dink. Hy klim uit die boot en sy geloof faal hom. Wat doen Jesus? Jesus vat hom slypsteen toe. Hy bevestig sy lojaliteit en sy jammerte teenoor sy verlosser en hy faal, toe hy Jesus verloon het. Hy sien God se plan in Jesus se kruisdood op 'n ander keer nie. Toe Jesus vir hom gesê het, gaan weg agter my Satan, terug vat Jesus hom op die slypsteen. Jesus vergelyk hom in sy onkunde, in sy stomp toestand na Satan toe. Hy kap Malchus se oor af toe hulle Jesus gevange geneem het. Onthou jy dit? Jesus vat hom slypsteen toe. Jesus vermaan hom. Hy verloon Jesus, soos wat ek nou gesê het, terug op die slypsteen sit Jesus hom. Hy gaan vang vis na Jesus se dood, terug vat Jesus hom na die slypsteen toe. Hy bemoei hom met die wet tot verlossing daar in Galasiërs. Daar vat Paulus hom terug. Jesus vat hom terug na die slypsteen toe. Hy word in 'n gesig, julle onthou toe hy daar op 'n dak gesit het, word hy met onrein diere gekonfronteer. Wat het gebeur? Jesus het hom slypsteen toegevat, skerp gemaak vir sy dienswerk. Paulus kom radikaal tot bekering daarin, op 'n stadium, en hy gaan Arabië toe. Wat gaan doen hy in Arabië? Daar het Jesus hom slypsteen toegevat, skerp gemaak. Beide hierdie manne, na elke slypsteen sessie kom hulle vlamskerp terug, gereed, funksioneel, handig in die diens van God. 'n Swaard sonder 'n slypsteen is vinnig nutteloos. Jou nut en my nut en waarde en funksionaliteit
lê in ons slypsteen sessies voor God. Hoe meer jy tyd op die slypsteen van God se woord en gebed en gehoorsaamheid spandeer, hoe skerper word jy, want in God se woord en gebed en gehoorsaamheid aan Heilige Gees is Heilige Gees teenwoordig. En dan lees ek ook van 'n ander slypsteen ervaring, en dis daar in 2 Korintiërs 7 vers 10. Die droefheid volgens die wil van God. Die droefheid wat Paulus van praat, is droefheid oor sonde erkenning. Hy sê, hoe skerp maak hierdie droefheid ons? Hoor wat sê hy? Hy sê dit bring by ons 'n verantwoording, verontwaardiging, 'n vrees vir God, 'n verlange na God, 'n ywer vir die werk van die Here, 'n bestraffing teen die sonde. Jakobus en Petrus, hulle praat van versoekinge en hulle praat van beproewinge wat ons skerp in geloof maak, wat ons skerp in ons geduld maak, wat ons skerp in ons karakter maak, maar ook dat dit 'n lof en 'n heerlikheid van Jesus Christus en op die uiteinde verlossing van ons siele bewerkstellig. En verder, Jesus se goddelike krag maak dat ons 'n deel het aan die goddelike natuur. En is dit nie vir my kosbaar om te weet dat Satan in al sy beskikbare krag, deur al hierdie versoekinge wat hy bring, eintlik deur God gebruik word om God se kinders, vir my en vir jou, bruikbaar en nuttig en skerp te laat in ons dienswerk nie. En dit verbaas my soms en ek verwonder my hoe die mense dit reg kry om nie te verander en bekragtig te word soos Petrus en Paulus byvoorbeeld nie. Al is hulle in woord en in gebed. En dit voel vir my so daar is iewers, is daar 'n tipe van 'n fout. Want dit is soos Paulus verduidelik in 1 Korintiërs 10, dat almal elke wonderwerk in die woestyn gesien het, van die opening van die Rooi See tot by die wonderwerke van kos en water, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Hulle het die slypsteen sessies verwerp, nie tot kennis van God gekom nie, agtergebly en gesterf in hulle afgestomptheid, kan jy dit raak sien? So ek lees gou vir jou hierdie skrif vanmôre, 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou hier nou in ons aardse bestaan, word ons van gedaante verander nou hier in ons aardse bestaan, na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Die Here bring verandering. Slypsteen sessies is tye wat die Here sien, waar ek en jy die Here sien, en daar word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid deur die Here. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê Paulus, ons is erdekruike, soos ou Petrus, maar die Heilige Gees bring kennis van Jesus Christus, en dit is die krag wat in ons, soos in Petrus gewerk het, nadat hy die slypsteen sessies ondergaan het. Jy weet, wat ek vanmôre vir jou wil sê, is dat ons nut lê nie in ons talente nie. En ek wil nie met my boodskap vanmôre in die vlees sien nie. Ja, in die fisiese weet ek en jy mos wat is die waarde van leermeesters en afrigters en jy weet die slypstene in ons lewens, en jy weet wat is die gevolge as jy hulle sou minag en hoe sleg dit jou tot geen nut sal maak nie. Dis belangrik dat ek en jy aan die voete van die wyses en die vermoëndes en die ingeligtes sal spandeer sodat ons skerp kan word. Want my en jou nut in die Gees lê nie in ons natuurlike vermoëns nie, ons nut lê in ons geestelike vermoëns wat net Jesus ons kan gee. Waarin net die Gees van God my en jou skerp kan maak. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 12, hierdie gawes en werkinge en bedieninge van die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees bekragtig ons tot nuttigheid. Hierom het God vir Gideon mos gesê, verminder jou weermag man. En dan sê die Babel, dis nie deur krag of geweld nie. Dis nie deur jou vermoëns nie, maar in my vermoë, Gideon, en sê die Babel, Fani en Jan en San. So, wat ek vandag vir jou wil mee wegstuur vir hierdie week en vir die res van jou lewe, beywer jou vir en wees bly in jou slypsteen sessies. Dis nodig, dis nuttig, dis God se wil vir jou lewe. Blessings kind van die Here, mag die seën van die Here jou vergesel, tot ons môre, oormôre, hierdie res van die week rondom God se woord kan sit en versterk kan word en nuttig gemaak kan word deur die Here. Seën tot Woensdagmôre.